Goeiemôre radioluisteraars. Ons gaan vanoggend luister na die profetiese woord wat ek in my hart ontvang het vir 2025. So hierdie is 'n baie belangrike oomblik as ons nou gaan bid, waarop jy jou hart moet instel om die woord van die Here te kan volg en om dit te kan hoor. So kom ons maak ons hart oop en ons bid. Vader, in die kragtige naam van Jesus, kom ons na U toe. Here, ek is diep afhanklik om U stem te hoor vanoggend. Here, soos wat die oorfone op my ore is, bid ek dat ek U stem sal hoor, dat dit U stem sal wees wat mense sal ervaar. U weet, Here, hoe afhanklik ons van U woord is. Ons het U nodig, Here. Ons kan niks sonder U doen nie. En ons is ook niks sonder U nie. Ons maak die deur van ons lewe totaal en al oop vir U. En ons vra asseblief, Here, kom in. Kom praat met ons. Kom wys ons, kom hou vas ons. In Jesus naam. Amen. Die woord wat die Here vir my gegee het in 2 dele gekom. God is able because nothing is too hard for Him. Ek wil dit vir jou lees uit die boodskapvertaling uit Jeremia 32, vers 27. Hy sê, ek is die Here, die God van al die mense van die wêreld. Is daar iets wat te moeilik is vir my om te doen? In die Afrikaanse 53:33 vertaling sê hy, kyk, ek is die Here, die God van alle vlees. Sou enige ding vir my te wonderbaar wees? Die Passion Translation sê, behold, I am Yahweh, God of all the world. Nothing is impossible with me. Die King James vertaling sê, behold, I am the Lord, the God of all flesh. Is there anything too hard for me? Ek het die profetiese woord in 2 dele ontvang. In die vraag ook, is anything too hard for me? En jou jaar van 2025 gaan jou antwoord wees, wat jy gaan glo, wat jy met hierdie woorde gaan maak. Gaan jy glo, God is able. Nou ons kyk in Genesis 15, praat God met Abraham. Hy sê vir Abraham, moenie bang wees nie. Hy sê, ek is naby jou, ek pas jou op. Ek sal vir jou nog baie dinge gee. En ons sien dat Abraham moedeloos was oor iets. Hy kon nie 'n kind hê vir sy nageslag nie. 13 jaar later, na daardie oomblik, waar God vir Abraham geroep het onder die sterre, kom God, toe Abraham 99 jaar oud was. Die Here sê vir hom, Abraham, ek is El Shaddai, die God wat almagtig en sterk is. Jy moet altyd naby aan my leef en net die regte dinge doen. Ek sluit 'n ooreenkoms met jou.
dat ek sal sorg dat jy eendag 'n groot nageslag het. Terwyl God nog praat, het Abraham vooroor geval, neergeval. God sê vir hom, ek dink baie aan hierdie belofte van my. Ek sal my ooreenkoms met jou nakom en met jou kinders. Wat ek beloof het, geld vir altyd. Ek sal ook hulle God wees, soos ek joune is. En dan lees ons hier, God praat verder met Abraham. Jou vrou Sarai, moet jy nie meer so noem nie. Noem haar nou Sarah. Ek sal haar seën, en sy sal vir jou 'n seun baar. Ek sal haar seën, en uit haar nageslag sal baie nasies kom. Vir Abraham was hierdie woord eens te veel. Hy het vooroor geval en saggies begin lag. En toe breek daardie middag aan. Abraham het letterlik in 'n middagrus gegaan, die warmste tyd van die dag, siesta tyd. En die vertaling wat vir my in 53 sê vir my, en Abraham het sy oë opgeslaan. En toe ek hierdie woorde gelees het, Abraham het sy oë opgeslaan. Toe ervaar ek in my hart, daar is 'n kyk in God se woord, maar daar is ook 'n dieper kyk. Daar is 'n kyk wanneer ons die woord lees, maar daar is ook 'n dieper kyk. 'n Kyk om te weet, dat hierdie woord van God, dalk met mense hande geskryf is, maar hierdie woord van God, is geïnspireer deur God, die Heilige Gees self. En dit is wat belangrik is, om 'n woord van God te vat. Jy vat nie 'n woord van 'n prediker nie. Jy hardloop nie vir 'n profetiese woord na 'n prediker nie. Maar die prediker sal die woord wat God reeds in jou hart gesit het, bevestig. Nou daar het skielik 3 mans voor Abraham kom staan. En hy het opgespring en hulle gaan groet. Hy het laag gebuig en gesê, meneer, kom asseblief nader. Moenie verder stap nie, bly hier. En vanoggend is die woord vir jou en vir my. Sê ons vir die Here reeds aan die begin van hierdie jaar, Here, moenie verder stap nie. Here, kom in my huis in, kom in my lewe in, kom in my hart in, kom in my gesin in. En dan kom hy en hy sê daar, dan kan ek sommer daar onder die boom gaan sit en die voete was. Ervaar die Here in jou huis, in jou hart, in jou lewe, daardie respek. Hy sê, ek kry gou 'n stukkie brood. Is ons traag om vir die Here goed te gee? Is ons traag vanoggend om te glo, dat as hy sê, wat 2 of 3 in sy naam vergader, daar is hy by hulle. Jy weet, as jy nou luister na die profetiese woord, dan is ons klaar, 2 en 3, wat in die naam van die Here is. En hy kom en hy sê, waar net 2 saamstem, daar sal dit hulle te beurt val. Hulle sê, goed, ons sal 'n rukkie bly. Maak maar soos jy sê. Hoor jy daar die woorde, maak maar soos jy sê. Hier kom die Here en hy sê vir jou, ek gaan nie met jou wil inmeng nie. Ek gaan nie met jou geloof inmeng nie. Abraham is toe vinnig tent toe en hy sê vir Sarah, vat gou 'n paar hande vol meel, die beste, en bak die beste roosterkoek, die beste vir die Allerhoogste. En daarna is op 'n drafstap
na die beeste toe. Hy kry 'n mooi jong kalf in die trop, en hy slag dit en hy maak dit vinnig gaar. En toe die kos klaar gaar was, kom Abraham en hy bedien hierdie 3 manne. As jy kyk in die 53 vertaling en die ander vertalings, dan sê hy baie duidelik, een van hulle vra toe, waar is jou vrou Sarah? En daar in die tent het hy gesê, en een van hulle sê, en een van hulle was nie die 2 engele nie, maar was die Here gewees. Hy sê, as ek volgende jaar op dieselfde tyd weer hier verbykom, sal jou vrou 'n seun hê. Sarah het dit gehoor, want sy het agter hulle in die tent se ingang gestaan en sy het afgeluister. Die vraag is, gaan jy hierdie jaar net afluister, waar ander mense woord kry, of gaan jy hierdie jaar ingaan in jou binnekamer en self woord kry by die Here? Abraham en Sarah was al baie oud. Sarah was verby die tyd dat 'n mens 'n kind kry. En nou sê die woord, hoekom het sy gelag? Dis hoekom sy gelag het, toe hierdie man oor 'n seun gepraat het. En sy het vir haarself gesê, my lyf is veels te oud vir die genot van liefde, en boonop is Abraham ook hopeloos te oud. Die Here vra toe vir Abraham, waarom het Sarah net nou gelag? Waarom het sy gedink, sy is te oud vir 'n kind? Is enige iets dan vir die Here onmoontlik? Sarah het skielik bang geword, toe die vraag vir haar gevra is, hoekom lag sy? Sy het ontken en sy het gesê, ek het nie gelag nie, maar die Here het gesê, o ja, jy het. Kom ons praat reël vanoggend. Kom ons los die fake dinge eendag, eenkant. En ons ondersoek vanoggend ons hart. Ons vra vanoggend in ons lewe, as ons kom by 'n plek waar iets onmoontlik is, as ons kom by 'n plek waar ons so lank gewag het, glo ons nog? Weet, baie keer dan, as die druk kom en die pressure kom, dan glo ons skielik weer. Dan is dit weer of daar 'n klein vonkie is wat ons weer laat gryp, wat weer vir ons dalk sê, mense moet saam met ons bid, wat weer skielik vir ons die woord laat nader trek. Maar vanoggend, en hierdie woord, is so belangrik wat die profetiese woord is. Want jy en ek gaan in vervulling laat gaan met ons eie woorde wat ons glo. Daar is Abraham 99 jaar oud. Sarah is 90 jaar. As nie 'n manier dat hulle kinders kon kry nie. Dalk voel jy binnekant in jou, daar is nie meer vrugbaarheid nie. Daar gaan nie meer 'n antwoord kom nie. Dalk voel jy vanoggend, hierdie dinge gebeur net vir ander mense, maar vir jou gebeur dit nie. Dan wil ek jou daarin herinner, God is nie 'n God wat jou aanhoudend aan sy beloftes herinner nie. Hy sê in sy woord, herinner
jy my aan my beloftes? Wat doen die vyand aan die ander kant? Hy is op sy pos, glo jy vir my, hy is op sy pos. As jy 'n boodskap gekry het, 'n diagnose gekry het, 'n prognose gekry het, dan sal hy wag staan en hy sal vir jou flitskaarte uitgooi dat dit die einde van jou lewe is. Dalk het slegte goed met jou gebeur wat jy afgedank is. En dan weet jy iets nuuts moet begin. En dan sal die vyand kom met daardie flitskaart en hy sal vir jou dit gooi, die een na die ander een. Hy sal vir jou die bankstate wys. Dalk kyk jy vanoggend na die onvrugbaarheid van liefde in jou lewe. En dalk het jy so 'n smagting na liefde. En jy sien almal se profile pics en jy sien almal se Facebook goed. En jy dink vanoggend, maar wanneer is dit my beurt? Ek weet nie wat dit is waarop jy so lank wag nie. Maar ek weet God se woord sê vir my, 99 jaar en 90 jaar en die onmoontlike is waar God in die moontlike werk. Daardie diagnose sê dalk vir jou, soos daardie vrou wat aan bloedvloeiing gely het, waar sy alles probeer het en sy het nie genesing gekry nie. Daardie diagnose sê dalk vir jou, soos daardie man wat by die bad van Bethesda gelê het. En vir soveel jaar het niemand hom in die bad gesit nie. Ek weet nie wat jy nou deurgaan nie, maar ek weet daar is 'n oomblik en daar is 'n uur waar die Here 'n woord gee. Ek is te dom om te verstaan hoe dit werk, maar ek weet daar is 'n uur wanneer die draai kom en waar die Here vir jou sê, vir my is niks onmoontlik nie. En terwyl ek sit in sy salwing nou, en ek weet niks en niemand kan hierdie salwing namaak, wat nou deur my vloei nie, dan weet ek net, hierdie woord gaan uit vir jou nou, sodat jy kan hoor hierdie woorde. Niks is vir my onmoontlik nie. Dat jy hierdie woorde kan verstaan. Behold, I am the Lord, the God of all flesh. En dis in ons vlees wat ons swak voel. Dis in ons vlees, in die gedeelte van ons brein, van ons gedagtes, van ons woorde, wat ons nie meer kan glo nie. Hy kom sê, I am the Lord, the God of all flesh. En dat my knie sal buig van my vlees nou voor die Here en sal erken dat hy God is. Hy sê, is there anything too hard for me? Is daar enige iets wat vir my die Here te hard is? En is jou antwoord nou, wat jy nou gee, wat jy nou, op hierdie oomblik, op hierdie sekond, wat jy hierdie woord hoor, wat jou omstandighede gaan verander, waar jy saam met my gaan glo, God is able. God is able. God is able. Ek het dit vir 3 maal gesê, want jy moet dit in jou geesdimensie glo, waar die Heilige Gees woon. Want dit is hy, wat in 'n versigtiging vir jou intree, sodat waar word hierdie profetiese woord in jou lewe, wat God se wil is. Ek het vir die 2de keer gesê, dat jy in jou sielsdimensie nie op gevoel moet gaan nie. Ek het vir die 3de keer gesê,
dat jy moet weet, in jou vlees sal dit manifesteer. God is nie 'n mens, dat hy kan lieg nie. Abraham het gesê, ek is 99 jaar oud. Sarah het gelag oor dit. Abraham het op 'n ander manier gelag. En toe, wat doen God? Hy gee vir hulle seun, wat sy naam Isak is. En Isak beteken lag. Want jy sien, die vyand kan met sy hekse laggie na jou toe kom. En mense kan jou geloof uitlag. Maar God sê, ek lag vir my vyande. En weet jy wie is God se vyand? Daardie een wat Jesus van gepraat het. Die dief, die moordenaar, die leenaar. Die God van hierdie wêreld wat die sinne verblind. Wat vir jou baie prentjies gee. Maar jy sien, hy kan hierdie woord van God, kan hy nie uitwis nie. Mense vra my altyd, hoe kry jy profetiese woord? Hoekom moet ek glo wat jy sê? Ek vra jou vanoggend, moenie glo wat Leonie sê nie. Glo wat die woord sê, wat Leonie vir jou bedien uit God se woord uit. Maar kom ek verduidelik jou wat gebeur met my. 'n Profetiese woord begin op my groei. En dan gaan dit binnekant in my. En dan gebeur daar iets in my geestelike lewe dat ek dit nie uit my kop uit kry nie. Ek begin non-stop aan dit dink. Dit begin in my groei, dit begin in my lewe. En dan kom ek by daardie emosionele plek uit, van waar ek kan ervaar hoe ek binnekant my huil. En dan kom ek in daardie plek uit, waar ek begin ervaar, hoe God se woord sê, een plant en een maak nat, maar hy laat groei. En ek besef in daardie tyd, tot die tyd wat ek vir jou die profetiese woord bring, moet ek dit koester. En baie mense sal vir my vooruit tyd vra, het jy al 'n profetiese woord gekry? En ek sal sê, ja, maar ek sal nie vir hulle sê wat dit is nie. Tot die tyd wat dit moet uitgaan. Efesiërs 3 vers 20 sê, en aan hom wat mag het om te doen, ver bo alles wat ons bid of dink, volgens die krag wat in ons werk. Wat is daar die krag wat in jou werk? Die Heilige Gees, God die Heilige Gees in jou. Volgens daar die krag, nie wat ek en jy bid nie, nie wat ek en jy dink nie, maar volgens sy krag. Die King James sê, now, unto him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think, according to the power that worketh in us. Ek wil hê jy moet gaan kyk wat dit is wat ek profeties gesien het, wat ek vir François deurgegee het. Ek het gesien hoe Jesus opdaag, waar mense 'n diagnose het na ongelukke, dat hulle nooit weer genees sal word nie. En waar hy jou begin genees in jou vlees. Ek het gesien hoe hy stikkende harte genees, waar mense gedink het, hulle sal nooit weer heel word nie. O ja, en ek het gesien hoe hy deure oopmaak, wat jare toe bly. Ek het gesien hoe die hamer val, en hoe sake wat onopgelos is, opgelos word. Sake word afgehandel hierdie jaar.
Ek het gesien hoe die woord wat God gee, waar word. Maar aan die ander kant het ek jou en my gesien. Ek het gesien dat God hierdie woord so vir jou gee, en vir jou sê, vir my is niks onmoontlik nie. Glo jy dit? As ek vir jou vanoggend sê, dat Jesus gesê het, neem, drink my bloed, die bloed van die Nuwe Testament, wat vir baie uitgestort is, tot vergifnis van hulle sonde. Glo jy vanoggend, dat jy die krag het, van Heilige Gees, wat binnekant jou werk, om te vergewe, maak die saak, wat iemand aan jou gedoen het nie. Glo jy vanoggend, dat Jesus se bloed, daartoe in staat is, om jou te beskerm, jou en jou huisgesin, glo jy dit? As jy dit vanoggend glo, neem, drink die onmoontlike. Glo jy vanoggend, dat deur die wonde van Jesus, daar vir jou genesing gekom het? Het jy genesing nodig vanoggend om te glo? Het jy genesing nodig vanoggend? Dan sê ek vir jou, hy vir die werk in jou doen. Heilige Gees is in jou. Neem, eet die liggaam van Jesus, dat Heilige Gees vir jou kan vat na die plekke waar jy dit nodig het. Vader, so dankie, dat ons in omstandighede van 99 jaar en 90 jaar vir u kan sê, vergewe my dat ek gelaag het en ooit gedink het, wat u beloof het, sal ek nooit sien nie. Vergewe my asseblief, Here. En Here, nou lag ek, want the joy of the Lord is my strength. Ek vat hierdie woord, ek vat dit, Here, ek maak dit my eie, en ek glo vanoggend, Here, saam met Heilige Gees in my, ek glo vanoggend dat Jesus vir my intree. Ek glo vanoggend, Vader God, dat ek hierdie jaar gaan leef met 'n getuienis, met 'n testimony. God is able. Amen. Amen. Dit is waar en dit is seker in Jesus naam.